Hallo en welkom by nog 'n episode van Leeflig. Hierdie is ons heel laaste episode van die jaar. Ons het in die vorige episode stilgestaan by die tekens van uitbranding. As jy voel, soos ek nou die tyd van die jaar voel, dan is jy moeg, baie moeg, en jy verlang na 'n vakansie. Nou, ons het laas keer vir mekaar gesê, daar is 'n duidelike verskil tussen uitbranding en moegheid. Moegheid kan ons herstel met 'n goeie nagrus of 'n lekker vakansie. Maar uitbranding herstel nie so maklik nie. Baie jare gelede het iemand gesê, die pad na herstel na uitbranding is lank, ten minste 18 maande. En dit het my altyd bygebly. Ek wou nie uitbrand en dan so lank vat om weer gesond te word nie. Maar die realiteit is, uitbranding gebeur. So hartseer soos wat dit is. Maar daar is hoop. Jy kan weer gesond word. Jy moet net realisties wees dat dit gaan tyd vat. En jy gaan ernstige aanpassings in jou lewe moet maak. Dis nie 'n vinnige resep nie. Onthou, jy het nie oornag uitgebrand nie. Dis nie iets wat gebeur het in 'n enkele week nie. Dis die gevolg van maande en soms jare van gee en gee, van werk en werk, van baie druk, stil bly en opkrop. So herstel gaan nie oornag gebeur nie. Maar daar is hoop en daar is 'n pad terug. Die doel is om jou wat luister te bemagtig met begrip, hoop en praktiese strategieë wat deur navorsing en geestelike wysheid ondersteun word. Nou hier is 4 dinge wat jy kan doen. Ek wil amper sê 4 stappe, want ons hou mos van stappe, 1, 2, 3, maar ek wil hê jy moet hoor, dat alhoewel dit so stappe is, onthou nie, dis nou nie woeps waps, doen dit gou en alles is sommer net weer reg nie. Dit gaan tyd vat. En die stappe kan jou help, om net weer asem te haal. So heel eerste is dit nodig dat ons kyk na 'n mens se fisiese selfversorging en rus. Die eerste een is, jy moet fisies na jouself omsien. Jy het nodig om te rus. Nou, ek hoor al hoe party van julle sê, ag, ek sal rus as ek eendag dood is. Wel, as jy teen die pas aangaan wat jy aangaan, gaan jy dalk gouer rus as jy dood neerslaan, as wat jy gedink het. Of, jy gaan in elke geval in 'n bed, iewers in 'n hospitaal, of 'n kliniek beland. Die keuse is joune. Want op 'n goeie dag gaan jou lyf net vir jou sê, hoe's dit? Ek is nou moeg, dat jy my so verwaarloos en verinneweer. En dan gaan jou lyf soos 'n rekenaar shut down. En om jou lyf dan gereboot en gerestart te kry, gaan lank vat. En jy gaan kundiges moet inkry om jou te help. So die keuse is joune. Vir die van julle wat dalk 'n bietjie meer hou van wetenskaplike feite en bewyse, hier is dit nou. Navorsing toon dat rus en veral kwaliteit slaap nie bloot passiewe prosesse is nie, maar aktiewe herstelmeganismes in die brein en in jou liggaam. Gedurende diep slaapfases herstel die liggaam spierweefsels, dit vernuwe selle en dit bou nuwe energie op. Groeihormone wat noodsaaklik is vir spier- en weefselherstel, word hoofsaaklik
tydens diep slaap vrygestel. En hierdie hormone help nie net met fisiese herstel nie, maar ondersteun ook die immuunstelsel en die regulering van metabolisme. Slaap speel 'n kritieke rol in die verwerking ook van emosies en herinneringe. Gedurende wat ons noem REM-slaap, word emosionele ervarings word dit geïntegreer en verwerk, wat help om geestelike veerkragtigheid weer te bou. Ek hoop jy hoor dat 'n gebrek aan kwaliteit slaap lei tot verhoogde aktiwiteit in die amygdala. Dis die brein, is hierso, hy sit hier so mooi weggesteek hier agter, dis die brein se emosiesentrum. Wat veroorsaak dat emosies soos angs en irritasie meer intens ervaar word? Die prefrontale korteks, wat nou weer hier voorsit, wat verantwoordelik is vir rasionele denke en emosionele regulering, funksioneer swakker wanneer slaaptekort voorkom. En dit lei weer tot swak besluitneming en verhoogde emosionele reaktiwiteit. Langdurige slaaptekort, as jy min slaap en daai rusteloosheid, hou weer verband met verhoogde vlakke van daai streshormoon wat ons noem kortisol. En wanneer die liggaam vir maande of vir jare in 'n toestand van kroniese stres verkeer, dan bly die wat hulle dit noem die HPA-as, dis die hypothalamus pituitary bynieras, vreeslike name, maar hy is ooraktief, wat herstel blokkeer en die liggaam in 'n konstante oorlewingsmodus hou. So jou lyf is heeltyd in daai toestand waar hy net op oorlewing ingestel is, daai survival mode. En dit verklaar waarom mense met uitbranding dikwels so moeg is, maar hulle kan net nie slaap nie, want die liggaam het die vermoë verloor om rus as veilig te herken. So jy hoor nou dat genoeg rus is 'n noodsaaklikheid. Dis nie net 'n kliseë nie. Jy kan nie 'n siel genees in 'n uitgeputte liggaam nie. Ons leef in 'n tyd waar mense hulle dag begin met koffie en eindig met melatonien. Daai selfoon in die hand en ons is besig om deur al die dinge te scroll op ons Facebook of Instagram. Ons slaap heeltemal te min. Ons eet te min, ons eet sleg en ons rus te min. Ons dink regtig waar mense dink dit is partykeer swakheid om te sê ek gaan bietjie rus. Jy leef dalk op beskuit en sperdatums, maar jou liggaam is nie 'n masjien nie. Dis 'n tempel. So op 'n stadium gaan hy sê genoeg is genoeg. Nou neurobiologie wys vir ons dat kroniese stres verhoog, soos ek nou gesê, daai kortisol vlakke, daai streshormoon. En daardie hoë kortisol vlakke beïnvloed dan ook jou konsentrasie, jou slaap en jou immuniteit. So wanneer jy moeg is dit nie net in jou kop nie. Dis regtig jou hele liggaam, jou brein is letterlik oorlaai. En dis ook baie keer wanneer ons dan ook siek word, want jou immuniteitstelsel is swak. Nou, hoor gou mooi, jy is nie swak nie. Jy is uitgeput op 'n biologiese vlak. En dis hoekom liggaam gebaseerde genesing is deel van daai pad terug na herstel. So ek wil jou uitnooi, klink dalk simpel, maar gaan stap in die natuur, so eenvoudig soos dit. Strek. Ons kan 'n hele praatjie net hê oor die waarde van om te kan strek. Ander kere sit net stil en doen niks. Jou liggaam is deel van jou genesing. En dan moet jy ook asseblief nie vergeet nie, ons het al daaroor gepraat, maar digitale oorlading is 'n ding. Ons is nie net moeg
van werk nie. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie vakansie gaan ek my foon regtig baie diep wegbêre, want ek is moeg van WhatsApp groepe, e-posse, nuus en die konstante stroom van inligting. Dit is net vir my te veel, ek weet nie van jou nie. Daarom het jy ook nodig. Skep digitale rus. Stel jou foon op stil vir 2 ure per dag. Dis nie onbeskof nie. Dit is gesond, partykeer net vir jou eie sieleheil. Want wanneer jy uitgebrand is, het jy nie 'n lesing nodig nie. Jy het nie nodig dat iemand met vir jou preek nie. Jy het nie nodig dat iemand met jou raas nie. Jy wil nie hê iemand met vir jou sê, jou ondankbare mens, stel bietjie jou seëninge en kom ruk jouself 'n bietjie reg en hou op om jouself jammer te kry nie. Wanneer jy op hierdie punt is, waar jy so doodmoeg is, wat jy nodig het om te hoor, is slaap, eet. Somtyds is dit die mees geestelike en die beste ding wat jy kan doen, is om te rus. Ek bedoel, selfs Jesus het gerus. Is jy beter as hy? Hy het dit nodig gehad. Selfs God het gerus. Die eerste hoofstukke van die Bybel sê hy het 6 dae alles geskep, en die 7de dag het hy gewat? Gerus. So, I rest my case. Rus. Oefening, natuurlik is ook belangrik, wanneer dit kom by herstel. Party van ons sê weer, ek het nie tyd nog vir oefen nie. Oefening is deel van hierdie pad van herstel. Fisiese aktiwiteit is nou weer ook 'n tweesnydende swaard in die konteks van uitbranding, so luister gou mooi. Matige, gereelde oefeninge so stap en yoga of ligte weerstandsoefeninge help om stresshormone af te breek. Jy sal verstom wees, ek wil net gou hier 'n kantopmerking maak, as jy bietjie gaan vir 'n hormoontoets en hulle meet 'n bietjie jou stresshormoon en kyk bietjie hoe hoog is jou kortisol vlakke. Dit sal vir jou dalk 'n openbaring wees. Maar terug by oefeninge, oefening stel ook endorfine vry. Dis daai lekker gevoel, nê? En die liggaam se natuurlike proses word so geaktiveer. Navorsing wys natuurlik ook dat fisiese aktiwiteit die homeostase herstel, daai balans, omdat dit die liggaam kans gee om daai veg of vlug reaksie uit te leef, waarvoor dit voorberei is tydens stres. Belangrik net hoor gou mooi is dat die tipe en die intensiteit van die oefening aangepas moet word by jou energievlakke. Te strawwe oefeninge kan die liggaam verder uitput en daai herstel vertraag. So dit help ook nou nie jou gaan oefen jou nou dood nie, dan maak dit erger net. Wat eintlik hulle aanbeveel is oefening van 'n matige intensiteit. Iets wat so 60 tot 90% van die maksimum harttempo. 3 tot 5 keer per week, vir so 20 tot 30 minute per sessie, vir daai optimale gesondheidsvoordele. So wat jy kan oorweeg is miskien 'n kombinasie van aerobiese oefeninge, iets wat jou hart so lekker bietjie aan die gang kry, en dan ook weerstandsoefeninge, iets met bietjie met gewigte. En dit bied die grootste voordeel vir kardiovaskulêre gesondheid, spierkrag en natuurlik jou geestelike welstand. Nou spesifiek onder vroulike bestuurslui het 'n studie getoon dat lae uitbrandingsvlakke saamval met beter gesondheidsstatus. Maar dat fisiese aktiwiteite nie die negatiewe effek van emosionele uitputting op gesondheid heeltemal kan neutraliseer nie. So dit beklemtoon dat oefening is belangrik, maar dis nie 'n plaasvervanger vir rus en emosionele verwerking nie. Dan kom ons natuurlik by kos en wat ons eet. Wel, uitbranding lei tot 'n fisiologiese afbreek, insluitend jou hormonale wanbalanse, inflammasie en voedingstekort.
kroniese stres put belangrike voedingsstowwe soos magnesium, B-vitamiene, Vitamine C, sink en omega-3 vetsure uit. En al daai is noodsaaklik vir jou bui, jou energie en jou immuunfunksie. 'n Gebalanseerde dieet wat ryk is aan vars vrugte, groente, komplekse koolhidrate, proteïene en gesonde vette ondersteun die herstel van die senuweestelsel. Dit stabiliseer hormone en help om breinchemie te herstel. So baie van jou en my probleme, ek weet ons sukkel daarmee, maar baie van dit kan eintlik in 'n groot mate herstel word deur dit wat ons eet. Ons eet regtig nie reg nie. Ons gryp hier iets en ons gryp daar iets, of ons eet heeldag nie en dan eet ons in die aand, of ons eet in die oggend net 'n koffie en 'n beskuit en die res van die dag, soos ek nou gesê het, leef ons op koffie. Ons eet nie reg nie. So ons kan onsself eintlik in 'n groot mate help deur net te kyk na wat ons eet. Ons liggaam, dis ons petrol waarop ons liggaam moet funksioneer. Magnesium, as jy byvoorbeeld kyk, dit help met slaap. So dis goed om daai Menakel in die aande te drink, want dit laat jou bietjie beter slaap. Magnesium help jou ook om jou spiere te ontspan en die regulering van jou bloeddruk. Omega-3 vetsure, dit verminder weer daai inflammasie en dit ondersteun ons breingesondheid. Ons het mos altyd toe ons kinders, ek my kinders klein was, hulle moes daai gummy bears, sweetiekies eet, waarin al daai omegas was en daai omega pilletjies met die visolie en alles. Ja, laat hulle kan lekker leer. Wel, dit geld vir ons ook. Ons het ook daai omega vetsure nodig. B-vitamiene is betrokke by energieproduksie en die sintese van neurotransmitters soos serotonien en dopamien, wat by en motivering reguleer. Deur eenvoudig hierdie voedingsstowwe aan te vul, kan ons liggame uit daai oorlewingsmodus beweeg en jy kan begin herstel. Nou, hierdie is 2 groot woorde wat ek nou gaan noem vir die wat bietjie biologie het en in die medies is, dit is vir julle maklike woorde, maar vir ons is dit groot woorde. Die woorde die parasimpatiese senuweestelsel en die vagus senuwee. Ja, groot en vreemde woorde vir ons. Maar so wat is dit en is dit belangrik? Ja, dit is verskriklik belangrik. Die parasimpatiese senuweestelsel wat die liggaam se rus en verteermodus aktiveer, is absoluut sentraal tot herstel. En die vagus senuwee is die belangrikste komponent van hierdie stelsel en speel 'n rol in die verlaging van jou hartklop, want jou hart nie so in jou bors so vinnig klop nie, die verbetering van jou spysvertering, en baie keer is dit hoekom ons so baie gewig optel, want die spysvertering werk nie lekker nie. En daai regulering van inflammasie, jou spiere is altyd styf en jy voel altyd goor in jou lyf, en ook natuurlik die bevordering van 'n gevoel van kalmte en rustigheid. En daarom kom daai praktiese tegnieke soos baie diep asemhaling, meditasie, blootstelling aan koue, mense wat byvoorbeeld in die oggend daai koue stort vat, koue water op die gesig, dit help, of om te sing, of selfs te lag, ons lag heeltemal te min. Al daai dinge stimuleer die vagus senuwee. En dit help die liggaam om uit daai veg of vlug toestand uit te kom. Studies toon dat selfs net een sessie van diep, stadige asemhaling, hartklopvariasie verhoog en angs verminder. Selfs eenvoudige praktyke soos net om bewustelik te eet, om te kyk wat is in my bord hier voor my, om stadig te eet, om my kos mooi te kou en te waardeer wat in my bord is. Dit help. Meditasie, daai stilte, om jou gedagtes net bietjie tot rus te bring. Of as jy bly op 'n plek waar jy net bietjie in die natuur kan wees.
en 'n warm bad. Dit alles kan die parasimpatiese stelsel aktiveer wat weer herstel versnel. Nou, ek wil baie graag ek stil staan vir 'n oomblik by die voordele van stilte en alleentyd. Party mense sal sê nee, ek hou nie van stilte nie. Ek wil net dit moet net nooit stil om my wees nie. Dan moet altyd 'n TV of musiek aan wees of alleen. Nee, ek hou glad nie van alleen wees nie. Maar daar is voordele in. Stilte en alleentyd is nie net 'n luukse nie. Maar weet jy, dis eintlik 'n noodsaaklikheid vir herstel, veral as jy nou sukkel en jy's op 'n punt van uitbranding. Navorsing wys ook dat doelbewuste alleentyd, selfbewustheid, kreatiwiteit en emosionele regulering bevorder. Want dit gee regtig vir die brein 'n kans om net te ontlaai, om nuwe perspektiewe te kry en daai innerlike dialoog wat ek en jy mos nou die heeltyd besig is om te voer in ons koppe, om dit net te kalmeer. Alleentyd help om die effekte van oorstimulasie, want dit is ons, nie, ons word die heeltyd oorgestimuleer van alle kante af. En dan ook daai sosiale druk te balanseer. En dit kan 'n diepgaande impak hê op geestelike en emosionele herstel. Selfs kort periodes van stilte, soos om in die oggend te gaan stap of 'n paar minute se meditasie, kan jou stresvlakke verlaag. Dit kan jou fokus verbeter en 'n gevoel van innerlike vrede bring. Dit is veral belangrik in 'n wêreld waar konstante konnektiwiteit en geraas die norm is. Ek bedoel, ek en jy klim in ons karre, ons fone is op ons skote of hier langs ons, en ons hoor dadelik as daar 'n boodskap inkom en ons kyk. Ons is die heeltyd is ons in verbinding met mense. Die radio is aan. Daar's altyd 'n klomp geraas rondom ons. Maar hier's nou 'n paar praktiese wenke vir fisiese selfversorging en rus. Maak daarmee wat jy wil, maar ek hoop jy maak iets daarmee sinvol. Die eerste een is prioritiseer slaap. Mik vir 7 tot 9 ure se kwaliteit slaap per nag. En dan belangrik is, skep 'n gereelde slaapskedule en 'n ontspannende slaaptydroetine. Dit is goed om elke aand redelik dieselfde tyd ook te gaan slaap. Tweedens, beweeg. Beweeg gereeld. Almal van ons het nou horlosies deesdae wat vir ons sê dis tyd om te beweeg. Kies ook oefeninge wat by jou energievlakke pas. Stap, yoga, ligte weerstandsoefeninge of regtig selfs net strekke. Dis ongelooflik waardevol om te strek. Derdens, eet gebalanseerd. Fokus op vars, onbewerkte kosse, voldoende proteïen, sonde vette, komplekse koolhidrate en bly weg van wegneem etes. Jy kan jouself seker nou en dan bederf, maar dit mag nie en moet nie 'n reël wees nie. En dan beperk skermtyd, veral in die aand. Om slaapkwaliteit te verbeter, moet ek en jy regtig nie die laaste ding wat ons doen in die aand op ons fone wees nie. Ek is ook skuldig. Probeer eerder 'n boek. Vat dan 'n regtig erge boek met bladsye en lees dan net 'n paar bladsye om jou gedagtes af te sluit en om rustig te raak. En dan maak tyd vir stilte. Skep elke dag net 'n paar minute vir stilte. Vir 'n bietjie meditasie of bewuste asemhaling. En dan stel grense. Kommunikeer jou behoeftes aan familie en kollegas en beskerm jou rus en hersteltyd. Die tweede punt waarby ons gaan stil staan, ons het nou gekyk na ons liggame,
om genoeg te slaap, om fisies na onsself om te sien, fisiese selfsorg. Die tweede ding wanneer dit kom by uitbranding is ek moet uiting gee aan my frustrasies. Ek moet my emosies kan deel. Want dit is ook die begin van gesond word. Want as ek nie oor my emosies kan praat nie, dan kan ek dit nie bestuur nie. So erken wat die goed is wat jou frustreer en praat daaroor. Ek is doodseker daar gaan iemand wees wat na jou gaan luister. Partykeer selfs moet ons betaal dat iemand na ons luister, maar praat met iemand wat na jou sal luister. Emosies is nie net gevoelens nie. Dis 'n biologiese gebeure wat in 'n spesifieke breinarea ontstaan. Die amygdala wat ek julle nou van vertel het, is die brein se emosiesentrum en is betrokke by die verwerking van vrees en van woede en ander intense emosies. Die prefrontale korteks help om daardie emosies te reguleer en te herinterpreteer en te beheer. So die twee werk eintlik baie mooi saam. En wanneer jy dan jou emosies onderdruk, dan bly die amygdala hier agter aktief, wat lei dan tot verhoogde angs en spanning en selfs fisiese simptome soos hoofpyn en maagprobleme. Jy weet, mos jou kop is heeltyd seer, jou kop, dit voel of jou kop wil bars en jou maagpyn, dit sit so in die krop van jou sit so in die krop van jou maag, is daar heeltyd daai gevoel. In eenvoudige taal beteken dit, ons moet ons emosies 'n naam gee. Ons moet dit erken en verstaan, eerder as om dit te vermy of te onderdruk. En dis eintlik iets wat ons eintlik van kleins af met ons kinders moet doen van kleins af, om hulle te help om emosies 'n naam te gee. Want baie keer as jy vir iemand sal vra, hoe voel jy? Wat ervaar jy nou? Ons weet nie woorde nie, ons het nie taal vir ons emosies nie. Maar dis eintlik ongelooflik dat hulle navorsing toon dat die eenvoudige daad vir ons om vir ons emosies 'n naam te gee, soos byvoorbeeld, jette, ek voel nou so gefrustreerd, of ek wil nou slange vang, ek is geïrriteerd. Net die aktiwiteit, daai feit dat ek dit 'n naam kan gee, die aktiwiteit in die amygdala verminder, en dit die prefrontale korteks aktiveer, wat my help om my emosies te reguleer en stres te verminder. So kom ons kry name vir ons emosies, daar's baie daarvan. So kom ons leer ook om iets die regte naam te gee, van as ek dalk bang is, dat dit is nie ek is nou kwaad nie, ek is nou bang, ek is dalk nou gefrustreerd, ek is nie woedend nie, maar ek is nou gefrustreerd oor 'n ding. Ons moet leer om ons emosies name te gee. En daar is regtig waar verskeie sielkundige modelle beklemtoon die belangrikheid van emosionele verwerking in herstel. Die teenwoordigheid van positiewe emosies soos byvoorbeeld hoop en dankbaarheid, liefde, is regtig waar 'n sambreelkriterium vir emosionele gesondheid. Terwyl die afwesigheid daarvan dui op gebrekkige welstand. So strategieë vir emosionele verwerking sluit die volgende in. Dinge soos byvoorbeeld 'n baie populêre woord deesdae is die woord in Engels mindfulness. En dit is daai bewuste teenwoordigheid. Dit is nie net 'n modewoord nie, dis iets waaraan ons regtig gehoor kan gee en ag kan opslaan, want mindfulness help ons om emosies waar te neem, sonder oordeel, wat die brein se reguleringsvermoë versterk en daai parasimpatiese stelsel aktiveer. En nog iets wat 'n mens kan doen, wat baie waardevol is, ek kan nie wag om daaroor te praat volgende jaar nie, is die ding om te skryf. Die neerskryf, journaling, om te joernaal. Die neerskryf van gevoelens. Wat gebeur tussen jou brein en jou hand wanneer jy goeders neerskryf? Die neerskryf van gevoelens help om jou emosies te orden, om patrone te herken,
en emosionele spanning te verlig. Nie net om die goeters te dink nie, maar om letterlik pen en papier te vat en hierdie goed neer te skryf. Die derde ding wat kan help in hierdie aspek is kreatiewe uiting. Aktiwiteite soos teken of musiek of dans, selfs tuin maak, kan emosies op 'n nie-verbale manier verwerk. Nog 'n manier is sosiale ondersteuning. Om jou gevoelens met 'n persoon wat jy vertrou te deel. Dit help. Dit verminder gevoelens van isolasie en dit help om jou emosies te normaliseer. Sosiale ondersteuning is een van sekerlik die sterkste buffers teen uitbranding en emosionele uitputting. Studies wys dat toegang tot emosionele en praktiese ondersteuning, as ook om net raad of leiding te kry van iemand wanneer jy dit vra, nie net stres verminder nie, maar ook positiewe emosies, veerkragtigheid en selfvertroue bevorder, want daai gevoel dat jy geliefd is, dat jy waardeer word en dat jy deel is van 'n netwerk en dat daar mense is wat regtig vir jou omgee of dat daar iemand is wat na jou luister. Dit help regtig om uitdagings te hanteer en herstel te versnel. Emosies wat nie verwerk of uiting aangegee kan word nie, kan fisies manifesteer as spanning, dis pyn of selfs siekte. Jy kan siek word daarvan. Stres maak jou siek. Die liggaam en die brein is onafskeidbaar verbind. So onuitgesproke emosies kan lei tot verhoogde vlakke van streshormone, inflammasie en selfs verandering in breinstruktuur. So dis nodig dat ons emosies ook mee deel en praktiese tegnieke is weer eens hoor diep asemhaling. Haal asem. Ons het altyd in die verlede gesê haal net asem sonder dat ons besef het wat se waarde eintlik daarin lê. Haal asem, haal diep asem. Lag. As jy 'n groepie dan wel het wat mekaar komiese goeters aanstuur wat jou net laat lag. Lag is belangrik. Sing kliphard. En selfs fisiese aanraking, soos 'n drukkie. Dit aktiveer die vage senuwee en dit help om emosionele spanning te verlig. So, hier's die praktiese tegnieke vir emosionele uiting. Weereens, hoor my, diep asemhaling, ek gaan altyd dit sê. Jy kan die 4-7-8 tegniek gebruik. Dis 4 sekondes, trek diep in. 7 sekondes, hou. En dan 8 sekondes uitblaas. Die tegniek help om die senuweestelsel te kalmeer en emosionele spanning te verlig. Hoor my, dit werk. Sê vir jou kind voor hulle toets skryf, voor hulle 'n praatjie moet gaan doen, voor jy 'n aanbieding moet gaan doen, voor jy in 'n moeilike gesprek ingaan. As jy in Checkers in 'n ry staan en die teller voor jou hak 'n bietjie vas of die persoon voor jou se kaart wil nie werk nie en jy voel geïrriteerd en haastig of by die robot waar jy sit, haal asem, oefen dit. Soos ek nou gesê het, die tweede een is skryf. Journaal, journaling, skryf jou gevoelens neer, veral aan die einde van 'n dag, om patrone te herken en emosies te orden. Derdens, lag. Ek wil ook net meer bietjie lag. Kom ons soek goeters vir in die dag om oor te lag. En as daar nie iets is om oor te lag nie, wees jy dan die oorsaak van dat iemand anders lag. Of sing, sit net weer die radio aan, sing. Beide, lag en sing, stimuleer die vage senuwee en dit verhoog oksitosien, daai lekker gevoel dat jy geliefd voel, wanneer jy 'n drukkie kry, dan skei jy mos oksitosien af, wat jou hele liggaam deurtrek en wat jou so lekker laat voel, serotonien, en bevorder daai gevoel van verbondenheid en veiligheid.
En soos ek nou gesê het, kreatiewe uiting, teken, dans, maak tuin, al daai dinge kan dien as kanale vir emosionele verwerking. Mindfulness en meditasie het help om emosies waar te neem, sonder oordeel, en dit bevorder dan daai selfbewustheid en daai innerlike kalmte. Want ek kan nou agterkom, as ek stil raak, dan kan ek agterkom, wat is hier binne in my besig om te gebeur? Hoekom is ek ontsteld? Wat pla my? Wat bekommer my? Of wat is dit wat my nou gelukkig gemaak het? Wat is dit wat my ontstel het? Wat het my nou vandag bly gemaak? Dit bring vir my daai rustigheid. En natuurlik, geestelike praktyke soos gebed, stilte, refleksie, bied 'n diepgaande bron van troos, betekenis en hoop. In die Christelike tradisie word rus en herstel as 'n goddelike uitnodiging gesien. Hoor wat sê Jesus, hy sê, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie, sê hy in Markus 6, vers 31. En dan sê hy, in Matteus sê hy, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Hierdie praktyke help om dieper sin te vind, om hoop te herstel en die innerlike lig weer aan te wakker, selfs wanneer uiterlike omstandighede nie verander nie. So hier is vir jou daai praktiese riglyne wanneer dit kom by emosionele herstel. En dit is erken en benoem jou toestand. Die eerste stap is om te erken dat jy aan uitbranding ly en dit 'n naam te gee. Dit help om selfblaam te verminder en die pad na herstel oop te maak. Skep pauses en rus. Selfs kort pauses gedurende die dag help om die senuweestelsel net te kalmeer. Skep doelbewuste rus. Selfs al is dit net 5 minute se stilte en asemhaling. En dan iets wat ek geleer het hierdie jaar is, ons stel natuurlik 'n finansiële begroting op, nê? Maar weet jy wat's nodig? Het ek agtergekom, ek het nodig om my energie te begroot. Om te weet, waar kan ek baie energie op spandeer en wanneer het ek nodig om weer bietjie myself te onttrek om weer te herlaai as te ware. Want party van ons het dit meer nodig as ander. Maar skryf bietjie neer wat jou energie dreineer en wat is dit wat dit aanvul. Vir party van ons gee mense vir ons energie. Ander keer van ons dreineer mense energie. So ons het dan weer nodig om ons te onttrek om weer ons energie aan te vul. Ander het weer nodig om by mense te wees om weer energie te kry. So verminder wat jy kan van die eerste lys van dit wat jou energie dreineer en voeg dan meer van daai tweede by, wat het jy nodig om weer te herlaai. En dan belangrik is as jy moet grense stel. As jy nie grense stel nie, gaan almal die hele tyd jou grense toets. So beskerm jou tyd en jou energie deur duidelike grense te stel teenoor werk en familie en ander verpligtinge. En soos ek ook al geleer het, nee is ook 'n antwoord. Ek weet, dit is baie keer baie moeilik om nee te sê, maar nee is ook 'n antwoord. En 'n goeie nee is baie keer beter as 'n ja wat ek sê en dan op die einde moet sê, ek jammer, ek kon toe nie daarby uitkom nie, of ek gaan nie daarby uitkom nie. Eerder beter om van die begin af 'n nee te sê, 'n respekvolle nee. En dan beweeg en eet gesond. Fokus op ligte, volhoubare fisiese aktiwiteit en gebalanseerde voeding. En soek sosiale ondersteuning. Deel jou gevoelens met vriende, met vriendinne, wat jy vertrou. Daar's dalk nie baie van hulle nie, maar daar's 1 of 2. Of met jou familie, of raak deel van 'n ondersteuningsgroep. Oefen dan selfrefleksie en dankbaarheid. Skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is en reflekteer oor jou herstelproses. En dan soek professionele hulp indien nodig. As jou simptome aanhou of vererger,
Raadpleeg asseblief 'n terapeut of 'n beraader vir gespesialiseerde ondersteuning. Ek wil dan kortliks by die volgende stil staan, maar wat uiters belangrik is, en dit is nou as jy meer geestelik ingesteld is, wat ek jou sal aanmoedig is, herfokus op die Here. Kry weer 'n vars bewustheid van God se krag en sy teenwoordigheid in jou lewe. Jy is nie gemaak om alles self te dra nie. Ons probeer Frank Sinatra wees en altyd sê, I did it my way. Maar God sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. En wanneer ek sê herfokus, beteken nie dat jy alles moet uitsorteer nie. Dit beteken net, jy kyk weer op en jy sê, Here, ek is moeg. Ek het U nodig. En dit is nie 'n nederlaag nie. Dit is oorgawe. In 'n wêreld wat jou leer om self genoeg te wees, jy moet alles self kan doen, is dit bevrydend om te kan sê, ek hoef nie alleen alles uit te sorteer en te dra nie. Ek het die Here. So herfokus op God se teenwoordigheid, sy krag, sy genade, sy ritme van rus en herstel. En skrifgedeeltes wat jy miskien kan neerskryf of memoriseer, is die een wat ek nou al genoem het, Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, gaan onderstreep dit in jou Bybel, lees dit gereeld. Psalm 23, hy laat my rus in groen weivelde, gaan lees die Psalm. Jesaja 40:31 wat sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Jy kan dit gaan lees. Jy kan begin met 'n eenvoudige gebed. Here, ek is moeg. Ek het U nodig. Ek gee U my las. Herinner my aan U teenwoordigheid, U ritme van rus en U genade wat genoeg is. En dan laastens, dien ander. Ek weet dat wanneer jy in pyn is en jy is so moeg dat jou voete sleep en jou boude stamp, is jy nie op die beste plek om ander raak te sien nie. Al wat jy eintlik raak sien is jouself. So ek weet is moeilik om te glo, maar maak nie saak waardeur jy gaan nie. Jy sal altyd iemand kan kry wat nog slegter af is as jy en swaarder kry as jy. So een van die gouste maniere om egter weer lig te sien, is om iemand anders te help. Jy hoef nou nie 'n held te wees nie, of jy hoef nou nie iemand se ridder op 'n wit perd te wees nie. Jy hoef nie al die oplossings vir die persoon te hê nie. Jy moet net opdaag vir iemand anders. Jesus het gesê, dis deur jou lewe weg te gee, dat jy dit terugkry. En so is daar natuurlik al grootskaalse studies gedoen, wat bevind het dat mense wat gereeld ander help, 'n sogenaamde helpers high ervaar. 'n Toestand van verhoogde energie, kalmte en selfwaarde. En hierdie positiewe effekte is selfs sterker wanneer die diens vrywillig en intrinsiek gemotiveer is, eerder as wat jy dit nou doen uit plig of dwang. Diensbaarheid hoef nie groots of dramaties te wees nie. Die krag lê dikwels in eenvoudige, alledaagse dade van omgee. Om net na iemand te luister met aandag, iemand se storie, net om te luister. Of om praktiese hulp aan 'n buurman of 'n kollega of 'n vreemdeling aan te bied. Deur jou tyd te gee, iewers by die kerk of by 'n sopkombuis of by die skool se hulpprojek of by 'n ouetehuis by mense te gaan sit en te kuier. Om te bid vir ander. Of 'n bemoedigende boodskap vir iemand te stuur, in plaas van om vir iemand te sê, ek dink aan jou. Te sê, ek bid vir jou en hier sommer 'n gebed. Ek skryf my gebed vir jou uit en ek WhatsApp hom vir jou, of ek bid hom op 'n stemboodskap en ek stuur hom vir jou. Hoe waardevol is dit nie? Of jy kan jou vaardighede
deur mentorskap of gratis werkswinkels kan jy aanbied. Dit wat jy mee sterk is, help ander daarmee. Of gasvry, wees gasvry teenoor iemand te nooi vir 'n koffietjie of vir ete. Of neem deel aan gemeenskapsprojekte soos ons het skoonmaak aksies, ons maak deesdae slaggate, heel op Saterdag, of deel te neem aan 'n fondsinsameling, of daar's talle omgewingsinisiatiewe. En as daar nie een is nie, wat van jou? Begin iets. Hierdie dade, hoe klein ook al, het die potensiaal om hoop te herstel. Nie net by die ontvanger nie, maar ook die een wat dien. Ek wil glo dat jy vandag gehoor het, daar is hoop. Dit was nou 'n mondvol. Luister maar dan in paemente weer daarna. Ek weet daar's iemand wat vandag luister, wat 10 teen 1 voel, ek wil eintlik niks van hierdie goed hoor nie. Ek wil net die duwy oor my kop trek. Jy voel dalk of jy verdrink onder werk, emosies en verwagtinge. Jy's moeg. Tot die dood toe, moeg. En my hart gaan uit na jou toe. Miskien is daar iets wat jy vandag gehoor het. Ek wil net hê jy moet hoor as hoop. Jy is nie alleen nie. Jy is nie klaar nie. En jy is nie vergete nie. Hoor vandag, rus. Praat. Herfokus. Dien. Is nie 'n vinnige resep nie, maar dit is 'n reis. En jy hoef dit nie alleen te stap nie. Ek is so dankbaar, ons kon 'n paar maande nou al eintlik by mekaar saam wees met hierdie potgoeie. Dis die begin van my reis. Ek hoop jy gaan die reis volgende jaar saam met my meemaak, as ons nuwe onderwerpe dek. Soos jy al gehoor het, daar's nie een spesifieke nis wat ek nou al gevind het waaroor ek wil praat nie. Enige iets wat my interesseer, wil ek graag deel of wat ek raak lees. En ek hoop volgende jaar gaan ons gaan jy inskakel en gaan jy ook baat vind by die insette. So baie dankie vir almal van julle wat getrou ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike, geseënde rustyd ervaar, geseënde Kersfees saam met jou geliefdes. En dan tot volgende jaar. Onthou, leef lig.